Baie welkom by hierdie weekse bespreking van ons Sabbatskoolles, saam met SSL. Ons is hierdie week by les 7 en ons kyk na die hoogste loyaliteit, aanbidding in 'n oorlogzone. Hierdie week se geheelteksvers is in Matteus 6 vers 33, wat lees: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis Matteus 6 vers 33. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg en eer wat ons het om hierdie lessies weer eens saam te bespreek en met mekaar te deel. Ons bid U Gees van God, raak ons harte aan, skryf die woord op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom. Dankie dat julle saam met ons inskakel, hierso op SSL, en baie welkom ook aan ons luisteraars op die WhatsApp groep, op YouTube en ook op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Baie dankie vir julle gebede, en druk asseblief die duim op knoppie op YouTube. Dit help ons geweldig baie. Op WhatsApp deel hierdie ook asseblief aan u vriende. Op ander platforms, jy kan net hierdie audio, as jy op het klik op WhatsApp, gaan jy dit kan download, en so kan jy dit dan deel, of dit net forward na ander mense op jou WhatsApp groepe. Ons sal dit baie waardeer. So kom ons gaan dan na hierdie week se les toe. Hierdie week kyk ons na 'n paar belangrike oomblikke in Israel se tyd in die beloofde land. En wat opvallend is hoe Joshua dinge gedoen het, wat vir die mens dom of gevaarlik kon lyk, maar wat vir God belangrik was. Hy het byvoorbeeld die volk laat besny, al was hulle in vyandige gebied. Hy het die Pasga gevier, al was daar gevaar rondom hulle. Hy het 'n altaar gebou en God aanbid terwyl die oorlog nog aan die gang was. En hy het die tabernakel opgerig, al het 7 stamme nog nie hulle grond gekry nie. Joshua het nie net gedoen wat dringend was nie, hy het gedoen wat reg was. Hy het God eerste gestel, selfs al het dit nie sin gemaak vir die mense rondom hom nie. Nou wat sê dit vir ons vandag? Ons leef in 'n gejaagde wêreld. Alles voel dringend, werk, skool, rekeninge, sosiale media. Maar dikwels vergeet ons om tyd te maak vir God. Dinge soos stilte tyd, gesinsgodsdiens, dankbaarheid, dit raak maklik afgeskeep. Maar daardie tye saam met God is nie 'n mors van tyd nie. Dit is die beste belegging wat 'n mens kan maak. Dit gee ons vrede, rigting, en dit herinner ons aan wie ons regtig is. Spreuke 3 vers 5 lees: Vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig staat maak nie. Vandag is 'n goeie dag om stil te raak. Dink aan wat God al vir jou gedoen het. Dink aan hoe jy hom eerste kan stel, selfs al voel ander dinge dringend. Kies om loyaal aan hom te wees, soos Joshua was. Dit is die pad van geloof. Wanneer die lewe druk en die lewe gejaagd raak, is dit maklik om net aan die dringendste dinge te dink, maar hierdie week se les roep ons terug na die belangrikste ding, om stil te raak en weer ons verbintenis met God te bevestig. Soos Joshua en die volk, kan ons vandag sê: Here, U kom eerste. Mag hierdie les vir jou 'n rustyd wees, 'n kans om weer te onthou wie jy is en aan wie jy behoort. Sondag stel die verbond eerste. Joshua 5 vers 2 lees: Toe die hele volk klaar uitgetrek het uit die Jordaan, het die Here vir Joshua gesê: Maak vir jou skerp messe en besny weer die kinders van Israel die tweede keer. Die volk van Israel het pas hierdie wonder beleef, God het die Jordaanrivier laat opdroog, sodat hulle veilig kon oorgaan. En die Kanaaniete het gehoor wat gebeur het, en hulle het bang geword, en alles het reg gelyk vir oorlog. Maar toe doen Joshua iets onverwags, hy laat al die mans besny. Nou in Joshua 5 vers 1 tot 7 lees ons dat die vorige geslag, die wat uit Egipte gekom het, wel besny was. Maar hierdie jonger geslag wat in die woestyn gebore is, was nie. En God wou hê dat hierdie nuwe geslag eers die verbond met hom moes bevestig,
voordat hulle die land inneem. Maar hoekom nou? Hoekom nie wag tot na die oorlog nie? Want vir God is verhouding belangriker as oorwinning. Hy wil hê dat Israel eers moet onthou wie hulle is, sy volk. Die besnydenis was 'n teken van daardie verbond. Dit was 'n manier om te sê, Here, ons behoort aan U. Ons vertrou U, nie op ons wapens nie. En dink hieroor. Die volk was vir 'n paar dae fisies weerloos. Geen soldaat kon veg nie. Maar hulle het God eerste gestel. Hulle het geweet, die stryd behoort aan die Here. Matteus 6 vers 33 lees, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe pas ons dit toe in ons lewens vandag? Want ons is dikwels besig met werk, skool, rekeninge en ander dinge wat dringend is of dringend voel. Maar God roep ons om stil te raak, om hom eerste te stel. Ons verhouding met hom is belangriker as enige taak of prestasie. Hier is 'n paar stappe om God eerste te stel in jou lewe. Begin jou dag met gebed en Bybellees. Herinner jouself daagliks, ek behoort aan God. En sê nee vir iets wat jou van hom wil wegtrek. En dan laastens, dank hom vir wat hy al vir jou gedoen het. Soos Israel staan ons ook voor geestelike stryde. Maar die eerste stap is nie om te veg nie, dis om te vertrou. En vandag is 'n kans om jou verbond met God te bevestig. Stel hom eerste. Hy sal vir jou veg. Joshua het die volk laat besny. Nie na die oorlog nie, maar voor dit begin het. Hy het geweet, die verbond met God is belangriker as enige militêre plan. En vandag herinner dit ons daaraan dat ons verhouding met God altyd eerste moet wees. Voordat ons die dag aanpak, voordat ons besluite neem, voordat ons veg vir ons drome, moet ons eers stil raak en sê, Here, ek behoort aan U. Mag jy vandag leef met 'n hart wat God eerste stel, en mag hy jou lei in alles wat jy doen. Maandag, die Pasga. Joshua 5 vers 10 lees, en die kinders van Israel het die Pasga gehou in Gilgal, op die 14de dag van die maand, in die aand op die vlaktes van Jerigo. Die volk van Israel het pas deur die Jordaan rivier getrek. Hulle was in die beloofde land, reg op die drempel van oorlog. Alles het gelyk of dit tyd is om aan te val. Maar toe doen Joshua weer iets onverwags. Hy laat die volk die Pasga vier. Volgens Exodus 12 vers 6, Levitikus 23 vers 5, Numeri 28 vers 16 en Deuteronomium 16 vers 4 en 6, moes die Pasga op die 14de dag van die maand Nisan gevier word. Dit was 'n herinnering aan die dag toe God die Israeliete uit Egipte bevry het, toe die bloed van die lam hulle beskerm het teen die doodsengel. Hoekom was dit belangrik om die Pasga nou te vier? Want dit het hulle herinner, God is die een wat red. Hulle het nie die beloofde land bereik deur hulle eie krag nie, dit was God se genade. Deur die Pasga te vier, het hulle vertroue in God bevestig, nie in hulle wapens nie. En dink hieroor. Die volk was op die rand van oorlog, maar hulle het eers stil geraak om God te eer. Hulle het onthou waar hulle vandaan kom en wie hulle daar gebring het. Johannes 1 vers 29 lees, kyk, die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. 1 Korintiërs 5 vers 7, want ook ons paaslam is geslag, naamlik Christus. Wat beteken dit vir ons vandag? Die Pasga wys terug na Egipte, maar dit wys ook vorentoe na Jesus, want hy is die ware lam van God, en sy kruisdood is vir ons verlossing. Soos die Israeliete die Pasga gevier het, vier ons vandag die nagmaal, 'n herinnering aan Jesus se offer. Selfs wanneer ons nie die nagmaal vier nie, kan ons steeds die kruis onthou. Begin jou dag met dankbaarheid vir Jesus se offer. En lees gereeld die evangelies en dink oor sy lyding en liefde. Leef met 'n hart vol vergifnis, soos hy jou vergewe het, en deel sy liefde met ander. Dis hoe ons sy dood eer.
Die Pasga was nie net 'n fees nie, dit was 'n geloofsdaad. Dit het Israel se oë op God gefestig. Vandag word ons ook geroep om stil te raak, te onthou en te vertrou. Jesus is ons lam. Hy het ons vrygekoop. Mag ons hom elke dag eer, nie net met brood en wyn nie, maar met ons hele lewe. In 'n wêreld vol afleidings en versoekings, is jou aanbidding 'n kragtige manier om te wys aan wie jy behoort. Wanneer jy God eerste stel in jou tyd, in jou gedagtes, jou dade, dan kies jy kant in hierdie groot stryd. Mag jy vandag met oorgawe aanbid. Nie net met woorde nie, maar met jou hele lewe. En onthou, God sien elke klein daad van loyaliteit. Dinsdag, altare van hertoewyding. Joshua 8 vers 30 en 31 lees, toe bou Joshua 'n altaar vir die Here, die God van Israel, op die berg Ebal, soos Moses, die dienaar van die Here, beveel het. Na 'n intense tyd van oorlog en oorwinning, doen Joshua iets wat ons dalk nie sou verwag nie. Hy bou 'n altaar. Nie om fees te vier nie, nie om die volk se krag te wys nie, maar om God te eer. Hy volg presies wat Moses vroeër beveel het in Deuteronomium 11 vers 26 tot 30 en ook Deuteronomium 27 vers 2 tot 10. Maar hoekom 'n altaar? In die ou tyd het die patriarge altare gebou as teken van hulle geloof en toewyding. Dit was plekke van aanbidding, dankbaarheid en herinnering. En Joshua se altaar was 'n manier om te sê, Here, U het ons gelei. U het U beloftes nagekom en ons wil U eer. Joshua het nie net 'n altaar gebou nie, hy het ook die wet op groot kliptafels laat skryf. En dit was waarskynlik die 10 gebooie. Hierdie klippe het die volk daaraan herinner. Ons is God se volk. Ons het 'n verbond met hom, ons moet volgens sy wil lewe. Joshua was in die middel van 'n militêre veldtog, maar hy het stil geraak om God te eer. En hy het geweet, oorwinning kom nie net deur wapens nie, dit kom deur gehoorsaamheid aan God. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want alles wat God beloof het, het waar geword toe Christus gekom het. Nou wat beteken dit vir ons vandag? Ons bou nie meer fisiese altare nie, maar ons kan steeds tekens van toewyding aan God oprig. 'n Daaglikse stilte tyd is soos 'n altaar, 'n plek waar jy God eer. 'n Dankiegebed is ook soos 'n altaar, 'n teken van vertroue. 'n Besluit om gehoorsaam te wees, selfs al is dit moeilik, is ook 'n altaar. 'n Gesin wat saam bid en Bybel lees, bou 'n geestelike altaar in hulle huis. Wat kan jy vandag doen om jou toewyding aan God te wys? Dalk is dit tyd om weer stil te raak, te dank en te herbevestig. Here, ek wil U dien, ek wil U wet eerbiedig, ek wil U eerste stel. Joshua se altaar was 'n teken van geloof en 'n herinnering aan God se trou. Vandag kan jy ook 'n altaar oprig in jou hart. Kies om God te eer. Nie net met woorde nie, maar met jou hele lewe. Joshua het 'n altaar gebou om te sê, ons is God se volk. Vandag kan jy ook 'n geestelike altaar oprig. Deur stil te raak, te bid en weer te sê, Here, ek kies U. Jou toewyding is nie net vir op Sabbatdae nie. Dis vir elke dag. Mag jy vandag leef met 'n hart wat vas weet, jy's gekoop, geroep en geliefd. Woensdag, geskryf op klippe, moenie vergeet nie. Joshua 8 vers 32 lees, en daar het hy op die klippe 'n afskrif van die wet van Moses geskryf, wat hy voor die kinders van Israel geskryf het. Na die bou van die altaar op die berg Ebal, doen Joshua iets besonders. Hy laat die wet van God op groot klippe skryf. Nie op papier nie, nie in 'n boek nie, maar op klippe, sodat dit sigbaar, tasbaar en permanent kan wees. In Deuteronomium 11 vers 29 en ook hoofstuk 27 vers 4 en ook vers 13, lees ons dat die volk op 2 berge moes staan, Gerizim en Ebal. Gerizim was die berg van seëninge en Ebal die berg van vervloekinge.
Die volk het aan weerskante van die verbondsark gestaan. En die priesters het die wet voorgelees. Dit was 'n dramatiese toneel, 'n herinnering dat gehoorsaamheid aan God se wet lewe bring en ongehoorsaamheid bring seënverlies. Maar hoekom op hierdie klippe? Want mense vergeet maklik. God wou hê dat sy volk nooit so vergeet wat hy vir hulle gedoen het nie. En wat hy vir hulle van hulle verwag het. Die klippe was 'n monument, 'n herinnering, 'n teken van toewyding. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 12. Pas op dat jy nie die Here jou God vergeet nie. Psalm 78 vers 7 sê, sodat hulle hoop op God kan stel en nie die dade van God vergeet nie. Ons leef in 'n gejaagde wêreld, soos ons nou al 'n paar keer genoem het. Dinge gaan goed, maar dan vergeet ons van God. Ons probeer dinge op ons eie doen, maar God roep ons om te onthou, om sy woord voor oë te hou, elke dag. Wat is jou klippe? Hoe hou jy God se woord sigbaar in jou lewe? Hier is 'n paar stappe. Skryf 'n teksvers op 'n kaartjie en sit dit op jou yskas of in jou sak. Stel 'n daaglikse herinnering op jou foon om te bid. Deel 'n Bybelvers met jou gesin of vriende. Neem deel aan nagmaal met 'n hart vol dankbaarheid. Dis 'n geestelike klip van herinnering. Yeshua het geweet, as die volk God se wet vergeet, sal hulle rigting verloor. Vandag sê God vir ons dieselfde, moenie vergeet nie. En leef elke dag as iemand wat onthou wie God is en wat hy vir jou gedoen het. Die klippe waarop Joshua die wet geskryf het, was 'n manier om te sê, ons wil onthou. In jou gejaagde lewe is dit maklik om van God te vergeet. Maar hy vergeet nooit van jou nie. Skryf sy woord op jou hart. Hou dit voor jou oë. Mag jy vandag leef as iemand wat onthou, God is goed, God is getrou en God is altyd naby. Donderdag, smagtend na sy teenwoordigheid. Joshua 18 vers 1 lees, en die hele vergadering van die kinders van Israel het bymekaar gekom in Silo, en hulle het daar die tent van samekoms opgeslaan, en die land was voor hulle onderwerp. Die volk van Israel was besig om die beloofde land te verdeel. Die groot stamme het al hulle grond gekry, en nou moes die kleiner stamme ook hulle deel ontvang. Maar Joshua stop alles. Hy onderbreek die hele proses vir iets belangriker, om die tabernakel op te slaan. Hoekom was dit dan so belangrik? Die tabernakel was God se woonplek onder sy volk. Dit was 'n teken van God in hulle midde. Dat hy nie net vir hulle veg nie, maar ook saam met hulle leef. In Eksodus 25 vers 8 lees ons waar die Here sê, laat hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek onder hulle kan woon. Levitikus 26 vers 11 en 12 bevestig dat God se teenwoordigheid 'n bron van seën is. En dink 'n bietjie hieroor. Joshua het geweet, die grootste seën is nie grond of oorwinning nie. Dit is God se teenwoordigheid. Die tabernakel was die middelpunt van die kamp en alles het daarom gedraai. In die Nuwe Testament lees ons in Hebreërs 6 vers 19 tot 20, Hebreërs 9 vers 11 en 12, Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Dat Jesus nou ons hoëpriester is, ons hemelse hoëpriester. Ons het nie meer 'n aardse tabernakel nodig nie, want Jesus het vir ons 'n pad na God oopgemaak. Ons kan nou met vrymoedigheid na God toe gaan. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Ons het nie 'n fisiese tent nodig nie, maar ons het God se teenwoordigheid nodig. Ons moet ons oë op Jesus hou, veral in die moeilike tye. Ons moet tyd maak om stil te raak en hom te aanbid, selfs al is ons besig. Wat kan jy doen om God se teenwoordigheid meer sentraal in jou lewe te maak? Hier's 'n paar stappe. Begin jou dag met 'n gebed van uitnodiging. Here, wees vandag in my midde. Skep 'n stil hoekie in jou huis waar jy gereeld met God kan praat. Herinner jouself daagliks, God is nie ver nie, hy is naby. Neem deel aan aanbidding met ander gelowiges, jou gesin. Dit versterk jou geloof.
Joshua het alles gestop om God se teenwoordigheid te eer. Vandag kan jy dieselfde doen. Moenie toelaat dat die gejaag van die lewe jou wegtrek van die een wat jou die lewe gee nie. Smag na sy teenwoordigheid en vind rus, rigting en seën in hom. Vandag sê God vir jou, ek wil by jou wees. Mag jy stil raak, jou hart oopmaak en sy teenwoordigheid ervaar. Dis daar waar vrede woon. Dis daar waar jou krag lê. Vrydag. Joshua 8 vers 32 en 35 lees, en Joshua het daar op die klippe 'n afskrif van die wet van Moses geskryf, en hy het dit voorgelees aan die hele vergadering van Israel. Nou Joshua het die volk laat groot klippe neem en 'n monument op die berg Ebal oprig. Hierdie klippe is eers met kalk afgewit, en toe is God se wet daarop geskryf. En dit wil voorkom nie net die 10 gebooie nie, maar ook die ander voorskrifte wat God aan Moses gegee het. Langs die monument is 'n altaar van ongekapte klippe gebou. En daar is offers aan die Here gebring. En wat beteken hierdie? Sien, Ebal was die berg waar die vervloekinge van die verbond uitgespreek is, in Deuteronomium 11:29. Maar Joshua bou juist daar 'n altaar, 'n teken van hoop. Want al het Israel God se wet oortree, het God nie dadelik gestraf nie. Die altaar wys vooruit natuurlik na Jesus, wat al die straf op homself geneem het. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Dink hieroor. God se wet wys ons wat reg is, maar dit wys ook dat ons dit nie altyd reg kry nie. Die altaar op Ebal sê, al verdien julle straf, ek gee genade. Dit wys na Jesus, ons ware offerlam. Ellen White skryf dat die nagmaal nie 'n bedroewige tyd moet wees nie. Dis nie 'n tyd om te top oor jou foute nie. As jy jou hart voorberei deur selfondersoek, belydenis en versoening, dan is die nagmaal 'n viering van samesyn met Christus. Jy staan nie in die skaduwee van die kruis nie, jy leef in die lig daarvan. Wat beteken dit vir jou en my vandag? Om eers na die koninkryk van God te soek, beteken om hom eerste te stel, in jou tyd, jou keuse, jou hart. In die gejaag van die lewe, vergeet ons maklik van God, maar ons kan dit regstel, deur daagliks stilte tyd, gebed en herinnerings aan sy teenwoordigheid. En as Adventiste glo ons, dat Jesus nou in die hemelse heiligdom vir ons intree. Die Bybel sê dit, Hebreërs 7 vers 25. Hy is ons voorspraak, ons hoop, ons lig. Vra jouself hierdie volgende vraag. Hoe leef ek in die lig van die kruis? Hoe hou ek my oë op Jesus? Nie net op die Sabbat nie, maar elke dag. Hier is 'n paar klein stappe van geloof. Dank Jesus elke dag vir sy bemiddeling. Deel sy liefde met iemand wat moedeloos is. Leef met vreugde, want jy's vrygekoop. Berei jou hart voor vir nagmaal en vier dit met blydskap. Die altaar op Ebal sê, God gee genade. Die nagmaal sê, Jesus is met ons. Die kruis sê, jy is vry. Vandag is 'n dag om in daardie lig te leef. Met hoop, met vrede en met 'n hart vol dankbaarheid. Jy's vry, jy's vergewe, jy's geliefd. Mag jy vandag leef in die lig van die kruis. Nie met skuld nie, maar met dankbaarheid. En mag daardie lig jou hele lewe verhelder. Baie dankie aan elkeen van julle wat ingeskakel het, wat saam geluister het. Baie dankie dat julle die duimstomknopie druk. Dit help ons vreeslik baie om hierdie aan meer mense te versprei. Mag julle elkeen 'n geseënde week hê. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die wete dat U is altyd naby. Hemelse Heer, die aarde en sy sorges sluk ons so baie keer so maklik in. En ons word daardeur verswelg en dit neem al ons tyd en ons aandag in beslag. Here, help ons asseblief om los te kan breek. Al moet ons vroeër opstaan, later gaan slaap, dat ons tyd met U sal spandeer, want slegs in U teenwoordigheid, Here, sal ons ontvang wat nodig is, om meer en meer soos ons Here te word.
Ons pleit dit asseblief in Jesus se naam. Amen.